Ek is pastoor Lorette Vosloo en ek gaan vandag met u praat oor die wederkoms van Jesus Christus, wat dan ook die wegraping insluit. Maar eers gaan ek vir u 'n skrifversie voorhou uit Matteus 24 vanaf vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê: "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld?" En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie." Hier waarsku Jesus eerstens sy disippels oor misleiding. Die afleiding is dan dat daar baie misleiding gaan wees oor hierdie onderwerp. Want voor hy dan begin vertel en aan hulle verduidelik wanneer hy gaan terugkom en wat daarmee gepaard sal gaan, gee hy hulle 'n baie ernstige waarskuwing. En dis waaroor ek met u gaan praat vandag. Paulus sluit ook aan by die waarskuwing van Jesus Christus. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die seun van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Weereens, Paulus gee hier 'n baie ernstige waarskuwing oor leerstellinge rondom die wederkoms en die wegraping van Jesus Christus. Baie jare terug in die 70's het ek tot bekering gekom. En daardie tyd het pastoor Peacock 'n leerstelling gedoen oor die wegraping en die wederkoms, wat dan geleer het dat die wegraping voor die verdrukking is, dan die verdrukking met die heersing van die antichrist, en dan kom die Here weer vir 'n tweede keer om sy voete op die Olyfberg te sit, en dan weet ons daarna leer Openbaringe wat ons gaan gebeur. So ek was baie goed bekend met hierdie leerstelling en ek het dit met my hele hart geglo, sonder om dit aan die woord van God te doen. Jare later sou ek gedurende 'n preek 'n stelling hoor wat 'n pastoor gemaak het van die kansel af, waarin hy sê dat as jy die boek Matteus deurgelees het, sal jy weet of daar 'n wegraping voor die verdrukking gaan wees of daarna. Ek kan nie instel hoe hierdie stelling my getref het nie. Vir dae lank het ek daaroor gedink en met die Here geworstel en gesê: Here, wie is nou reg? Pastoor Peacock, die leerstelling van die geheime wegraping voor die verdrukking, wat ek so goed nie bekend was? Of wat is hierdie nou? Hierdie stelling wat die pastoor gemaak het oor, as jy net Matteus lees, sal jy weet of daar 'n geheime wegraping gaan wees of nie. Ek het begin bid oor hierdie saak en die Here gevra om my deur sy woord te wys wat dan die waarheid is. En getrou soos God is, antwoord hy my toe. En hy begin vir my wys, wat is die waarheid rondom sy wederkoms na hierdie aarde toe. Die gelykenis van die 10 maagde leer ons baie duidelik dat daar gaan 10 maagde wees, maar 5 gaan wys wees en 5 dwaas. Met ander woorde, dit vestig ons aandag op wysheid en dwaasheid. Die woord van God sê dat my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Met ander woorde, as jy nie die nodige kennis uit God se woord het rondom 'n onderwerp soos byvoorbeeld sy wederkoms nie, dan is jy dwaas. Die woord van God gee vir ons die wysheid wat ons nodig het om ten volle sy woord te verstaan en dan ook oor hierdie baie belangrike onderwerp. En die wyse maagde se kanne was vol olie, wat hulle kon ingooi in hulle lampe gedurende die middag duisternis, voordat die bruidegom teruggekeer het. Maar nadat ek in die woord gesien het
die waarheid rondom hierdie onderwerp, het ek begin vra oor die geheime wegraping leerstelling. Ek het met ander woorde vir myself begin dink, en ek gaan dieselfde vraag wat ek gevra het in die begin oor hierdie leerstelling, gaan ek vandag met u deel. Die eerste een is, gaan Jesus voor en na die verdrukking terugkom na die aarde toe, of is daar slegs een wederkoms? Kom ons gaan kyk, wat sê die woord? Weereens die gedeelte, wat ek vir u voorgehou het in die begin, waar Paulus praat, en nou moet u mooi luister, wat hy hier leer. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms, nie wederkomste nie, die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Jesus se wederkoms, en ons weet wat beteken hierdie vereniging met hom. Paulus praat in Korintiërs, in albei boeke van Tessalonisense hieroor, hoe ons, saam met die dode, wat opgewek gaan word, die Here tegemoet gaan in die lig, en so met God verenig gaan word. Dan sê hy, om nie gou julle verstand te verloor of geskrik te word nie, nie deur gees of deur woord, asof die dag van Christus al daar is nie. Dan sê hy, dan het ek reeds vir die voorgehou, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers, dit sê vir ons eers, voor Jesus se wederkoms, en ons vereniging met om al die heiliges, wat dan die bruid van Christus gaan uitmaak, moet daar sekere dinge gebeur. Nie na dit nie, let wel eers. Gaan daar 'n afval kom? Die woord sê, want eers moet die afval kom en die mens, en ten tweede, die mens van sonde moet geopenbaar word, die seun van die verderf. En dan gaan hy aan, en lees gerus die hele hoofstuk en konteks. En dit gaan alles oor een wederkoms en ons vereniging met hom. Dan moet sekere dinge gebeur, dan kom die antichrist, en daarna, met hierdie selfde wederkoms en ons vereniging met die Here, gaan hy die antichrist verdelg. So, hier wys die woord vir ons baie duidelik, dat daar net een wederkoms gaan wees. Ek wil aansluit by 1 Korinte 15 vers 51, gaan lees dit vir jouself. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, Paulus is weer aan die woord. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Die Here praat van die basseine deur sy woord in Openbaringe. Daar slegs 7 basseine wat geblaas gaan word. En hier sê Paulus, hierdie vereniging met die Here Jesus gaan plaasvind wanneer die laaste bassein gaan plaas. Met ander woorde, die 7de. Gaan lees vir jouself wat staan daar in Openbaringe. Die tweede vraag wat ek gevra het en wat gesê word van die geheime wegraping, is dat hierdie wegraping kan enige oomblik gebeur. Enige oomblik. Prediker sal preek en sê, terwyl ek nou preek, kan die Here kom. Kom ons kyk, wat sê die Here, weer eens in Matteus 24. Wanneer gaan sy wederkoms dan gebeur? En dadelik, na die verdrukking van hierdie dae, sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal van die hemel val, die kragte van die hemel sal geskit word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Jesus sê self hier, wanneer gaan sy wederkoms plaasvind? Dadelik na die verdrukking. En dan gaan ons aan en ek kan verder lees, dan sê hy weer, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele nie, maar slegs my Vader. Met ander woorde, Jesus praat nog steeds van sy wederkoms, en hy gee vir ons min of meer die tyd na die verdrukking, maar dan sê hy, van die dag en die uur sal niemand weet. Die geheime wegraping gebruik net hierdie skrifgie vir die wegraping voor die verdrukking, en dan sê hy, niemand sal weet wanneer nie, dit kan enige tyd gebeur, maar hulle mis die voorste gedeelte, die begin waar Jesus sy wederkoms verduidelik, waar hy duidelik sê, eers na die verdrukking, maar van die dag en die uur sal niemand weet nie. So hier weet ons min of meer, wanneer dit gaan plaasvind, want Jesus verduidelik het self in hierdie gedeelte. Dan die ander stelling wat gemaak word, die wegraping, die geheime wegraping, gaan totale chaos op hierdie aarde veroorsaak. Gaan dit die waarheid wees? Nee,
Hoekom sê ek so? Lukas 21:8 sê, en hy antwoord, pas op, dat niemand julle mislei nie, en dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, gaan nie agter hulle aan nie. Weer eens Jesus aan die woord. Hy waarsku ons moenie glo wanneer hulle sê, die koms van die Here is hier, of die wegraping is hier, soos in die verlede al baie kere gebeur het. Nou onlangs het ons weer eens die geval gehad. Dit kan enige tyd gebeur, moet dit nie glo nie. En dan, kom ons gaan kyk, wat sê Matteus 24 weer eens? Gaan daar chaos wees op hierdie aarde? Hy sê nee, God is nie 'n God van chaos nie. Hy sê, en hy sal sy engele uitstuur, met 'n harde trompetgeluid, die blaas van die laaste bassein. En hulle sal sy uitverkorenes versamel. En ek weet, hier word gesê, hierdie uitverkorenes is Israel. Dit is nie. Gaan doen navorsing in die hele Nuwe Testament en kyk wanneer die woord uitverkorenes gebruik word, van wie praat die woord. Maar hy sê, hy gaan met 'n harde trompetgeluid sy uitverkorenes versamel, uit die 4 windstreke, van die een einde tot aan die einde. Met ander woorde, ons sien hier, dat engele word uitgestuur om ons te versamel. En dan gaan die trompet blaas en ons gaan weggevoer word in die hemel. Geliefde, jy wat nou luister, dat gaan nie chaos wees nie. God gaan nie meer chaos op hierdie aarde veroorsaak as wat dit alreeds is nie. Sy engele gaan ons by mekaar maak, net soos Lot. Die engele het hom gaan sê, kom, jy moet uitkom, jy moet uit hierdie stad uitkom. En die engele het hulle gehelp om te vlug. Net so gaan engele ons help, om by mekaar te kom en dan gaan ons weggevoer word en gaan ons die Here in die lig ontmoet om dan vir altyd by hom te wees. Die volgende vraag was, gaan die wegraping of dan die wederkoms in die geheim geskied? Gaan dit in die geheim geskied? Gaan dit 'n sekere klompie Christene dit ervaar, dit sien en beleef? Weereens hou ek vir u 1 Tessalonisense voor. Maar julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Nie in die geheim nie, 'n skielike verderf. Die koms van die Here gaan skielik wees. Dit gaan nie in die geheim plaasvind, waarvan net 'n sekere groepie mense van gaan weet nie. Dan sê die woord, dit gaan hulle oorval. Die skielike verderf, soos barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dit is hoe die wêreld die wederkoms gaan ervaar. Dit gaan hulle oorval. Skielik gebeur. Maar ons, julle broeders, is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief gaan oorval nie. Wat 'n dag? Dieselfde dag. Nie 2 verskillende dae. Eerste voor die verdrukking en daarna na die verdrukking. Kyk goed wat sê die woord hier. Hierdie selfde dag gaan almal op hierdie aarde Jesus kom sien. Die ongelowiges of die goddelose gaan dit verskillend ervaar as die kind van God, wat waarlik wedergebore is deur sy kosbare bloed. Die wêreld gaan oorval word. Maar Paulus sê, maar nie julle die broeders, en dan praat hy weer eens, wil ek dit benadruk, van dieselfde dag. Julle is nie in die duisternis nie, maar julle is kinders van die lig, kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Weereens, Paulus praat van 1 dag, nie 2 dae nie. Die wêreld gaan Jesus se koms op ervaar. Hulle gaan oorval word, maar ons as kinders gaan gereed wees. Want ons is kinders van die dag en nie van die nag nie. Volgende ding wat gesê word deur hierdie leerstelling. Die Heilige Gees bedeling kom tot op 'n einde op hierdie aarde, wanneer die kerk dan weggeruk word en dan hemel toe gevat word om bruiloft te vier. Nee, dis nie wat die woord ons leer nie. Johannes 14:16 sê,
En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus stuur die Heilige Gees in sy plek na die aarde toe om met ons te wees tot aan die einde, tot aan die volleinde van hierdie wêreld. Matteus 28 vers 20, en kyk, ek sal met julle wees tot aan die einde, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Nie net tot voor die verdrukking, wanneer die Antichrist gaan heers nie. Hy sê baie duidelik hier, die Heilige Gees is gestuur na hierdie aarde toe, om saam met die heiliges te wees, tot aan die volleinding van hierdie aarde. Met ander woorde, terwyl ons deur hierdie groot verdrukking moet gaan, want op ons eie sal ons dit nie maak nie. Die laaste vraag wat ek met u gaan deel. Die eerste opstanding uit die dode gaan plaasvind tydens die wegraping voor die groot verdrukking. Met ander woorde, die geheime wegraping leer ook, ons weet dat die wat in Christus ontslaap het, gaan opstaan. Hulle sal deel wees van die eerste opstanding, want daar gaan slegs ook net 2 opstandings wees. Die eerste opstanding van die heiliges, die tweede opstanding van die goddelose. Ek vestig die aandag op die eerste opstanding, wat dan deel gaan wees van Jesus se wederkoms, maar wat deur die wegraping, geheime wegraping leerstelling geleer word, dat dit voor die verdrukking gaan wees. Kom ons kyk wat sê die woord in Openbaringe, wie gaan deel wees van hierdie eerste opstanding. Openbaring 20 vanaf vers 4. Ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en 'n tweede groep, oor die woord van God, en dan kom die tweede groep, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herleef totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding wat hier verduidelik word. Hoe is dit dan moontlik? Dat die wat die merk van die dier geweier het, dit nie ontvang het nie, en gedood is gedurende die groot verdrukking, dan deel is van hierdie eerste opstanding. Ek het klaar vir u die 2 groepe voorgehou, wat deel is van hierdie eerste opstanding, wat gebeur direk na die groot verdrukking. Ons sien baie duidelik, dat die siele wat onthoof is oor die getuienis van Christus, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof nie ontvang het nie, hulle is deel van hierdie eerste opstanding. Dit wys vir ons, dat niemand gaan nêrens heen voor die groot verdrukking nie. Al die martelare, as jy gaan kyk in Openbaringe, dan sê die woord, die martelare, wat voor die troon van God staan en die Here loof en prys, van hulle kom ook uit die groot verdrukking. Inteendeel, is daar so baie, dat hulle nie getel kan word nie. Ander keer sê die Here in Openbaring, dat die martelare roep en sê, Here, hoe lank gaan u nog ons bloed vergeld op aarde? Dan sê die Here vir hulle nog net 'n klein tydjie, tot ook die ander, wat in die groot verdrukking, martelare vir Christus gaan word, by julle gevoeg kan word. So ons sien baie duidelik, dat daar baie martelare gaan wees, wat gedood gaan word. Christene, wat gaan staan vir hulle Christenskap, wat gaan staan vir Christus Jesus, en wat ons in hom glo. So geliefde, ek wil vir u mooi vra, om self te gaan, en die woord te gaan ondersoek. Net een stelling van 'n prediker af, het my gehelp om by die waarheid uit te kom. Ek het nie net meer 'n leerstelling geglo nie, ek het aan die woord toe gegaan, en die Gees van God, wat my gelei het na die waarheid toe, het ek self gaan ondersoek, en agtergekom met 'n groot skok, dat hierdie leerstelling 'n menslike leerstelling is, wat deur boeke en rolprente geadverteer en gepromoveer word, en baie dierbare kinders van die Here glo dit, word daardeur mislei, en dis waarteen Christus ons dan gewaarsku het. Die Here het my dan ook gelei deur sy Gees om te boekstaaf wat hy vir my gewys het. Ek het 'n boek geskryf oor hierdie baie belangrike onderwerp, en ek wil tog net vir u sê dat hierdie boek is 'n wake-up call. Ons moet nie net gereed wees vir ons koning se wederkoms na hierdie aarde toe nie, maar ek wil vir u sê dat u ook moet begin gereed maak vir die groot verdrukking waar die Antichrist gaan regeer. Ons moet gereed wees sodat ons kan vasstaan en geanker in die woord van God. Kan enige storm kom, ons sal bly staan. Hierna kom die advertensie oor my boek.
luister ook gerus daarna. Baie dankie dat u geluister het. As u belangstel om meer te leer oor die waarheid van Jesus se tweede en enigste wederkoms na hierdie aarde toe, kan u die boek waarin ek dit breedvoerig bespreek, bekom deur die volgende inligting. Die boek se naam is Die Bybelse Waarheid oor die wegraping of dan die wederkoms van Jesus Christus. Die geheime wegraping is 'n gewilde maar valse leerstelling. Die wegraping, dikwels ook na verwys as die salige hoop, is 'n jammerlike misleiding eerder as hoop. Elkeen behoort dus te weet wat die Bybel in werklikheid hieroor te sê het. Die wegraping word wyd verkondig en geglo deur baie Christene vandag. Gewilde boeke en rolprente bou temas rondom hierdie leerstelling wat impliseer dat Christus tweemaal sal kom. Eerstens, slegs in die lig om die gelowiges te kom wegraap na die hemel toe vir 'n aantal jare en dan uiteindelik om weer sy voete op die aarde te kom neersit. Ons leef in 'n tyd waarin mense meeste van hulle kennis van geloof tweedehands ontvang, verkieslik deur dramatiese aanbiedings, as ook vanaf die verhoog, rolprente en novelles. Maar u kan nie toelaat om u persoonlike verantwoordelikheid te ontduik om die waarheid vir uself te bewys nie. Diegene wat dus gewillig is om met groot omsigtigheid die Bybel self te ondersoek, sal agterkom dat die geheime wegraping teorie nie standhou met die noukeurigheid van God se woord nie. Hierdie menslike leerstelling is dus totaal vals. Die wegraping is gewild gemaak in die 1970s deur Hal Lindsey se geskrifte The Late Great Planet Earth, asook die mees onlangse fiktiewe boeke en rolprente van Jerry B. Jenkins en Tim LaHaye. Waar het hierdie idee van die wegraping dan ontstaan, dat 'n uitgesoekte groep Christene opgeraap sal word om Christus in die lig te ontmoet voor die dae van die groot verdrukking en die regering van die Antichrist. Hierdie boek sal u help om die waarheid rondom hierdie omstrede onderwerp te sien en daarvan vry te kom. Hierdie boek is dan vrygestel deur Quartz Uitgewers op verskillende e-boekwinkels. U kan dan die boek bekom deur Quartz se e-boekwinkel en ook by die volgende e-boekwinkels: Kalahari.com, MyBooks, Leserskring, CNA en ook by PNA. U kan ook my webtuiste gaan besoek by www.wegrapingenwederkomsvanjesus.co.za.